Matteus 8 vers 18 tot 26. Toe Jesus die menigte mense rondom hom sien, het hy opdrag gegee om na die oorkant toe te vertrek. 'n Skrifgeleerde kom toe nader en sê vir hom, Meneer, ek sal u volg waar u ook al gaan. Jesus sê vir hom, Jakkals het gate en voëls het neste, maar die Seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Iemand anders, een van sy disippels, sê vir hom, Here, laat my toe om eers terug te gaan en my pa te begrawe. Maar Jesus antwoord hom, Volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Toe Jesus in die skuit klim, het sy disippels hom gevolg. Skielik het daar 'n ewige storm op die see losgebars, sodat die golwe oor die skuit geslaan het, maar Jesus het geslaap. Hulle kom toe maak hom wakker en sê, Here, red ons vergaan. Hy sê vir hulle, Waarom is julle bang, klein gelowiges? Daarna het hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek, en dit het doodstil geword. Hier in Matteus 8 wys Jesus vir ons baie eenvoudig wat dit beteken om hom te volg. En ek hoop en ek glo en ek vertrou dat jy graag 'n volgeling van Jesus wil wees, dat jy graag sy disipel wil wees, want dit is wat die woord disipel beteken. Dit beteken om Jesus te volg. Maar Jesus sê in hierdie gedeelte, om hom te volg gaan nie altyd maklik wees nie, want wanneer 'n wetgeleerde na hom toe kom en sê, Jesus, ek wil u volg, ek sien wat u doen, ek hoor hoe mooi u praat met die mense, ek hoor die prediking, ek sien die wonderwerke, ek wil u volg, dan sê Jesus, wag so 'n bietjie. Onthou, jakkals het gate en voëls het neste, maar die Seun van die mens het nie 'n rusplek vir sy kop nie. Nou moet ek dadelik sê, die Seun van die mens verwys hier na Jesus se goddelikheid. Ja, nie die Seun van God nie, want Adam is ook 'n seun van God, ons is seuns van God, ons is dogters van God, maar hier verwys die Seun van die mens, die term, spesifiek na die Messias. Hy sê, die Messias, die Seun van God, die Seun van die mens het nie 'n rusplek vir sy kop nie. So alhoewel dit nou mag lyk asof dit maklik is en lekker is om die Here te dien, want almal doen dit, want God doen wonderwerke, 'n groot skare loop agter my aan, sê Jesus, nee, wag eers, want daar kom 'n tyd wanneer ek gevange geneem gaan word, wanneer ek aan 'n kruis gaan hang, wanneer my disippels, my volgelinge gaan weghardloop omdat hulle bang is. So bereken eers die koste, maak eers seker, jy is bereid om my te volg wanneer dit nie maklik is nie. Maar Jesus sê nog 'n ding wat dit beteken om hom te volg. Hy sê, wanneer jy my wil volg, moet jy onthou, ek kom eerste in jou lewe. Ek moet altyd eerste kom in jou lewe. Nie wanneer dit jou pas nie, nie wanneer dit vir jou lekker is nie, maar altyd. Jy moet altyd aan my gehoorsaam wees. Want daar kom iemand na Jesus toe en sê, ek sal u volg, laat my net gou toe om my pa te gaan begrawe. En dan antwoord Jesus hom, volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe. En dit klink amper asof Jesus onsensitief is. Maar Jesus wil daardeur vir hierdie man sê, nie jou familie, jou pa, jou sake is die belangrikste nie. Ek moet die belangrikste wees in jou lewe. En dan, wanneer Jesus in die skuit klim en na die oorkant van die see van Galilea vaar, dan leer hy vir sy disippels wat saam met hom gaan, wat hom volg, nog 'n belangrike les oor wat dit beteken om hom te volg. En dit is dat ons hom altyd moet vertrou. Want hy gaan lê en slaap en 'n storm steek op en hulle raak bang en hulle maak hom wakker en sê, Here, red ons vergaan. Help ons. Kan U nie sien nie die branders nie, kan U nie die wind voel nie? En dan sê Jesus vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? En hy spreek die wind en die golwe aan en die storm bedaar. Ons moet leer, as ons Jesus volg, om hom te vertrou. Hy is in beheer, selfs in beheer van die storm. Here, ek wil U vandag volg, al gaan dit dalk swaar wees. Geef vir my daardie vermoë om nooit terug te deins nie, maar om U te volg, om te loop waar U loop, te doen wat U sê ek moet doen, om U te vertrou en U altyd nommer 1 in my lewe te maak. Amen.